Hallo julle, baie dankie dat ek lekker vandag saam met julle kan kuier. My naam is Willem Loister, baie welkom by Interrobang. Ons is met 'n reis besig deur die Ou Testament, waar ons kyk na die belangrike temas in die Ou Testament en hoe dit deurloop in die Nuwe Testament en hoe dit deurloop in Jesus se lewe en in ons lewe in. Vandag in die kerkgeskiedenis is 'n besonderse dag in die kerkwêreld, want vandag is Drie-eenheid Sondag. Sondag na Pinkster is Drie-eenheid Sondag. Vir ons bietjie dink oor wat dit beteken dat God 'n drie-eenheid is. So ons saamgesels vandag gaan drie elemente hê. Ons gaan bietjie begin om te dink oor wat beteken die drie-eenheid. En dan gaan ons bietjie met mekaar daaroor gesels en dan gaan ek vir ons die gedeelte lees uit die Ou Testament. Vandag gaan ons bietjie saam dink oor ballingskap. En dan gaan ons bietjie met mekaar daaroor gesels en dan gaan ek so 'n paar gedagtes gee rondom ballingskap. En in Suid-Afrika het ons Woensdag 'n verkiesing. So ek gaan so 'n bietjie 'n paar gedagtes gee rondom hoe behoort ons vanuit ballingskap, vanuit drie-eenheid te dink oor politiek, oor so dit gaan 'n hele vol interessante dag wees. As ons oor die drie-eenheid praat, dan is die eerste om te sê dat dit is een, daar's net een God. En dit is belangrik om daar te begin, want dit beteken dat God is oral gelyktydig. Een God beteken die Vader is nie op een plek en die Seun op 'n ander plek en die Heilige Gees op 'n ander plek nie. Een God beteken die Vader, die Seun en die Heilige Gees is saam op dieselfde plek. So ons moenie dink en sê die Vader is in die hemel iewers ver weg en die Seun sit aan sy regterhand en die Heilige Gees is op aarde, asof hulle drie gode is wat op drie verskillende plekke is nie. As ek sê die Vader is in die hemel, dan is die Seun en die Heilige Gees ook in die hemel. As ek sê die Heilige Gees is in my, dan is die Vader en die Seun noodwendig ook in my, want dit is net een God. Wie is hierdie een God? Die eerste wat ons moet sê is dat hierdie God is onbegrypbaar. God is groter as wat ons dink. Ons kan iets van God verstaan, maar ons kan nie alles van God verstaan nie. En daarom is dit oukei om partykeer te sê ek verstaan dit nie. God is groter as wat my brein kan hanteer. Dis 'n geweldige troos vir my om te kan sê God is groter as wat ek kan dink. Ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek kan vertrou. En dis oukei dat daar sekere goeters is wat ek nie verstaan nie. Ek wil nie 'n God hê wat ek kan verstaan nie, want dit beteken dat hy's niks beter as ek nie. Ek wil 'n God hê wat groter is as wat ek in my kop kan indink. Die tweede wat belangrik is God is hier, God is in ons. God is nader as wat ons dink. Ons dink baie keer die Vader is ver nie. Jesus is ver en hulle gaan eendag terugkom, maar hulle is nie nou hier nie. Ons dink baie keer dat God hoor my nie want hy's ver van my af. En dan hoor jy mense wat goed sê soos dit voel of ek in die plafon vasbid. Maar dit is oukei om die plafon vas te bid want God is onder die plafon. God is in ons. God is selfs nader as wat jy kan dink. God is meer deel van jou as wat jy kan dink. En die derde wat belangrik is van hierdie een God is soos Jesus. Jesus het dit gesê. Jesus het gesê as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek gaan vir die Gees gee wat vir julle die volle waarheid gaan leer. As ek wonder hoe God is, kan ek gaan kyk na Jesus. Jesus is die een wat sê ek veroordeel jou nie. Jesus is die een wat sê kom na my toe. Jesus is die een wat sê jou geloof het jou gered. Jesus is die een wat sê wat gaan na mense toe wat die wêreld verwerp het en Jesus nooi hulle in en Jesus gaan na hulle toe. Jesus gaan in hulle huise in. Jesus gaan na die prostituie toe en die tollenaars toe en die sondaars toe en sê vandag kom ek na jou toe. Ek kyk nie aan nou hoe sleg die wêreld sê jy is nie. Ek wil vandag in jou huis inkom. Dis Jesus. Dis wie God is. Die een God. So die definisie wat ons by Interrobang gebruik oor wie is God? God is. Probeer hierdie omvat. Dis 'n
gereformeerde definisie wat uit 'n gereformeerde handboek uitkom wat ek vreeslik baie aanklank by vind. So ek het vir myself gevra, as iemand vir my vra wie is julle God, hoe gaan ek dit definieer dat dit anders is as ander gode? As ek sê ons God is almagtig, ons God is ewig, ons God is sterk, ons God is, dan gaan al die ander godsdienste saamstem, hulle God is ook so. So wat is 'n definisie van ons God wat anders is? Wat ander godsdienste sal sê, nee, daai is nie my God nie. En hier is die definisie wat hierdie gereformeerde teoloog gegee het. Hy het gesê God is selfgewende, ander gefokusde, gemeenskapvormende liefde. God is liefde, maar hy's 'n spesifieke liefde. Hy's 'n liefde wat homself gee. Ander gode vra van my om myself te gee vir die God. Ek moet verander om by die God te kom. Ons God sê hy gee homself om by ons te wees. Ons God fokus op ander. Hoe kan ek ander beter maak? Hoe kan ek ander lief hê? Ander gode fokus op hulle self. Wat kan jy doen om my te dien? Wat kan jy doen om vir my offer te gee? Wat moet jy doen om God tevrede te hou? En die derde eienskap is, ons God vorm verhoudinge, want sy wese is verhoudinge. Sy wese is 'n 3 in 1. Interne verhoudinge. Wat ons God anders maak as ander gode is, ons God het interne verhoudinge. Ons God is meer as een. Hierdie prentjie wat hier onder my is die klassieke prentjie van God. Perichoresis is die Griekse term, dit beteken om in mekaar in te leef. Die antieke teoloë het God beskryf as 'n goddelike dans. 3 wat saam dans, dat hulle word een in die dans, hulle is een in die dans. Jy kan sien dis 3, maar jy kan hulle nie uit mekaar uithaal nie, dan hou die dans op. Hierdie is iets daarvan, een liefde, een hart, wat uit 3 bestaan, maar jy kan nie net mekaar uithaal nie. So as ons sê God is een, orals is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is altyd saam orals. Die God is selfgewende, ander gefokusde, gemeenskapvormende liefde. Wat doen God in my? Wat doen die 3 in my? Die Bybel leer ons dat God die Vader gee homself deur my te versorg, deur vir my alles te gee wat ek nodig het om te lewe, alles wat ek nodig het om hom te dien. Die Vader se werk in my vandag is om my te versorg. As ek dink aan alles wat ek het, en as ek dink aan wie ek is, kom dit van die Vader af. Die Seun se werk in my is om verhoudinge te herstel, versoen, om na ander te kyk, om my verhouding met God te herstel, my verhouding met myself te herstel, my verhouding met mense te herstel. Wanneer ek met mense besig is dit die Seun wat in my werk. En die manier waarop ek met mense werk, kom vanuit my verstaan van wie Jesus is. En is ek beeld van God in hoe ek met mense werk. Die Heilige Gees se werk in my is om my te vernuwe, dat ek anders dink, dat ek deel van 'n ander gemeenskap vorm, dat ek deel van 'n ander volk is, deel van mense wat op 'n ander manier lewe, dat ek ander prioriteite het, ander fokus het. Kom ek vra jou, gesels 'n bietjie met mekaar. Wat tref jou as jy dit hoor oor wie God is?
Wil ek ons so 'n bietjie lekker hieroor gesels en so 'n bietjie dink oor maar wat dit beteken dit vir my om beeld van God te wees. Hoe wys ek dat God 'n God is wat versorg, wat versoen en wat vernuwe? Hoe wys ek dat God 'n God van selfgewende, ander gefokusde, gemeenskapvormende liefde is? Ons gaan vandag so 'n bietjie by die ballingskap stil staan en ons gaan uit Jeremia 28 lees. En 29 Jeremia 29 het een van die bekendste verse in die Bybel wat mense baie graag aanhaal wat sê ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie, en mense gebruik dit gereeld om mense te bemoedig. Ons gaan vandag so 'n bietjie dink oor maar wat beteken dit regtig? Wat beteken dit vir ons? En hoe het die ballingskap deur die vroeë kerk se denke en ballingskap in Babylon 'n belangrike rol gespeel vir mense om te verstaan hoekom hulle hier is. En miskien net kry ons riglyne vir onsself. So ek gaan lees Jeremia 28 en 29. Dan gaan ek vir julle kans gee om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels. Jeremia 28. In die laat somer van die 4de jaar van die bewind van Sedekia, koning van Juda, het Hanania met my gepraat. Hanania, profeet, was die seun van Aser, afkomstig uit Gibeon. Hy het met my gepraat in die tempel van die Here, terwyl al die priesters en gewone mense gestaan en luister het. So Jeremia is in die tempel, en Hanania kom na Jeremia toe, en almal luister na wat Hanania sê. Die volk is in ballingskap, dat 'n handjievol oorgebly in Israel, in Jerusalem. Hy het gesê, die Here die Almagtige, die God van Israel sê, ek verbreek die juk van die koning van Babel. Koning Nebukadneser het 'n klomp voorwerpe uit die tempel na Babel toe weggedra. Oor 2 jaar sal ek dit weer na die tempel toe terugbring. So Hanania sê, die Here sê, oor 2 jaar gaan die mense terugkom uit ballingskap uit. Ek sal ook vir Jojagin, die seun van Jojakim, dit was die koning gewees, hiernatoe terugbring. Ek sal ook al die ballinge van Babel wat hulle na Babel weggevoer het terugbring. Ek sal die juk van die koning van Babel stikkend breek, sê die Here. Die profeet sê, die Here sê, oor 2 jaar kom die mense terug. En dan lees ons Jeremia 29, want dan sê die Here vir Jeremia, maar jy moet 'n brief stuur vir die ballinge in Babel. Hier onder my is 'n prentjie van Babel en hoe dit gelyk het in daai tyd. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagmanne en die bouers uit Jerusalem uit weg is. Hier onder my is 'n kaart van waar Babel was, Babylon, wat vandag Baghdad in Irak is. Die koning en al die beste mense is nou in ballingskap. En die profeet Hanania het gesê, oor 2 jaar kom hulle terug. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Hoor, die Here sê, hy het hulle weggevoer. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir my tot daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek by my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe te bring. Een profeet sê oor 2 jaar, Jeremia sê nee, 70 jaar. Dink 'n bietjie by jouself, hier onder my is 'n kalender van 2094.
Wat is jou planne vir 2094? Wat is jou planne vir 70 jaar van nou af? Wat sal jou reaksie wees as jy moet hoor, hier waar jy nou is, gaan jy bly vir die volgende 70 jaar? Een profeet sê oor 2 jaar, een profeet sê 70 jaar. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Julle gaan vir nog 70 jaar in ballingskap wees. As die Here vandag na jou toe kom en sê, oor 70, jy gaan nog vir 70 jaar in ballingskap wees. Hoeveel van ons gaan sê, maar oor 70 jaar gaan ek nie eers meer lewe nie. Dit beteken, vir die res van my lewe, gaan ek 'n balling in 'n vreemde land wees. En dan sê die Here, ek beplan vir jou voorspoed. Vir 70 jaar gaan jy gevangene wees, maar ek beplan vir jou voorspoed. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Interessant, nee, dat die toekoms is 'n verwagting. Jy gaan doodgaan in die moeilikheid waar jy nou is. Maar ek wil jy met 'n verwagting hê oor wat gaan gebeur. Dan sal julle my aanroep, tot my kom, bid. Ek sal julle gebede verhoor, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. In daai tyd was die lewensverwagting 35. Wat beteken dit as jy hoor, jy gaan vir 70 jaar bly in 'n land waar die lewensverwagting 35 is? Dink 'n bietjie, ons lewensverwagting is 60. Wat sal gebeur as die Here vir jou sê, jy gaan vir nog 120 jaar hier bly? Beteken nie jy, of jou kinders, of jou kleinkinders, gaan terugkeer nie. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. Ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Luister wat sê Sagarius 7, na die tyd, na hulle teruggekeer het. Sê vir die hele volke, vir al die priesters, toe julle in die 70 jaar van ballingskap in die somer en herfs gevas en gehuil het julle regtig ter wille van my gevas? Jeremia sê, julle gaan nog 70 jaar hier bly. Hou op huil, hou op om te vra dat julle moet terugkom, hou op om vir die Here te sê hy moet Babylon straf, lewe so dat dit met Babylon sal goed gaan, dat dit sal goed gaan met die land wat jy daar is. Na die tyd sê Sagaria, wat het julle gedink doen julle? Julle was vir 70 jaar daar, en julle het heeltyd gehuil en gevra dat ek julle moet terugbring. Het julle nie verstaan wat ek vir julle gesê het nie? Julle het heeltyd gebid dat ek julle moet kom red, en dat ek van Babylon moet ontslaa raak, en dat ek van die slegte regering moet ontslaa raak, en dat ek van al die slegte mense moet ontslaa raak. Het julle nie verstaan wat ek wil hê nie? Nou nog dink julle nie aan my by julle heilige feeste nie, maar net aan julle self. Ek wil hê julle moet daar waar julle lewe die plek beter maak. Julle dink net aan julle self en dink julle moet heeltyd na my toe kom vir my vra om julle te kom red. Julle doen dit nie omdat julle wil hê wat ek wil hê nie, julle doen dit omdat julle net oor julle self bekommerd is. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Oordeel regverdig en eerlik in regsaake. Wees liefdevol en simpatiek met mekaar. Moenie die weduwees, weeskinders, die vreemdelinge en die armes verdruk nie. Moenie bose planne teen mekaar beplan nie. Dis wat ek wil hê. Julle gaan vir 70 jaar in ballingskap wees. Ek wil hê julle moet daar lewe. Ek wil hê julle moet daai stad beter maak. Jy moet bid vir daai stad dat dit sal goed gaan met daai stad. Ek wil hê julle moet vir mense sorg, vir mense lief hê. Julle spandeer julle tyd om vir my te vra om julle te kom red, om van die slegte regering ontslae te raak, om dinge vir jou uit te sorteer dat jou lewe sal gemakliker wees. Waarmee is jy besig? Jy gaan jou hele lewe hier bly. Jou kinders gaan hier bly, jou kleinkinders gaan hier bly. Waarmee gaan jy besig wees? Terwyl jy hier is. Selfs bietjie met mekaar. Wat tref jou in hierdie gedeelte oor die ballingskap?
Wil ek ons 'n bietjie lekker met mekaar oor hierdie gedeelte gesels. Ek wil begin by hierdie gedeelte en so 'n bietjie daaroor dink en dan so 'n bietjie dink oor maar wat is ons verantwoordelikheid as gelowiges, as kerk in die wêreld vandag. Kom ons begin en dink bietjie daaroor. Die volk is in ballingskap. Hulle is onder 'n heidense regering, heidense wette, heidense ekonomie, afgode. Hulle mag nie hulle geloof uitleef nie, hulle mag nie hulle self wees nie. Dit is moeilik om hulle kultuur, hulle geloof aan die gang te hou. En wat sê die Here vir hulle? Die profete sê vir hulle, hou julle eenkant, bly weg. Die Here gaan julle kom red. Moenie meng met hierdie slegte mense nie. Bly weg van hulle af. Maar dan kom die Here deur Jeremia en wat sê hy vir hulle? Sê hy vir hulle trek weg, kom in opstand. Bid dat die regering sal ondergaan, bid dat die stad sal ondergaan. Bid dat die Here sal inkom en alles verander en alles wegvat en alles regmaak. Ek begryp dat wat die Here vir Jeremia sê is, bly daar om daar te bly. 70 jaar, vir die res van jou lewe gaan jy daar wees. Maak dit mooi. Maak dit jou huis. Maak dit jou woning. Word meer. Leef tussen die mense en word meer tussen hulle, dat hulle al hoe meer julle lewenstyl kan sien, al hoe meer kan sien hoe julle lewe en dat hulle al hoe meer by julle sal sien wie God is. Moet nie eenkant hou nie. Moenie die vyand van daai stad en daai land word nie. Want dan gaan die mense nie na julle kyk om iets goeds by julle te sien nie, hulle gaan julle kyk om iets slegs by julle te sien. Lewe so tussen die mense dat hulle sê, julle is goeie nuus vir ons is bly julle is tussen ons is bly julle lewe hier. Meer nog, ek wens eintlik ek kan soos jy wees. Tel my, hoekom lewe jy soos jy lewe? Die Here sê vir die mense, dis nie die Babylon wat julle weggevoer het nie. Ek het julle weggevoer. Ek het julle soontoe gevat. Want ek wil hê julle moet daar tussen daardie mense vir hulle wys wie ek is. Ek het julle gevat en julle tussen slegte mense gaan sit, sodat julle vir hulle kan wys wie die ware God is. Moenie jou eenkant hou nie, moenie wens hulle gaan onder nie, moenie pad gee nie. Bly daar om daar te bly, maak jou wêreld mooi, word meer, bevorder die belange van die stad waarin jy is. Dis ons taak as kerk, dis ons taak as gelowiges, dis waarmee ons behoort besig te wees. Luister wat skryf die Hebreërs skrywer oor die geloofshelde. Hebreërs 11 dan lys hy die mense wat helde in die geloof was. En dan sê hy, terwyl hulle nog steeds geglo het, het hulle almal gesterf, sonder om die vervulling van God se belofte te beleef. Hulle het dit egter in die verte gesien. Hierdie mense het tussen mense gelewe, as vreemdelinge en bywoners. As ballinge. Maar het hulle nie gepla nie, want hulle het in die verte gesien waarheen alles op pad is. Hulle het deur 'n donker tonnel gestap en hulle kon die lig aan die einde sien. Hulle het hulle self nooit by die lig uitgekom nie. Die woorde wat hier gebruik word in die Grieks vir vreemdeling en bywoner. Vreemdeling is die woord xenos, wat ons ken van xenofobia af. Xeno is vreemdeling, fobia is vrees. Hierdie mense het gesê, ek kom van 'n ander plek af. Ek lewe hier, maar hier is nie my tuiste nie. Ek kom van 'n ander plek af. Ek kom van God af en ek lewe tussen mense. Ek is nie in die eerste plek 'n Suid-Afrikaner want ek is hier gebore nie. Ek is in die eerste plek 'n hemelburger wat hemel bring in Suid-Afrika. En ek lewe hier as 'n vreemdeling want ek is op pad terug na my plek toe, na die nuwe wêreld toe en ek kan dit sien in die verte. En ek gaan dalk in my leeftyd nooit daarby uitkom nie. Ek gaan in die 70 jaar wat ons hier is, dalk nooit daarby uitkom nie, maar ek kan sien wat God beplan. Ek kan sien waarmee God besig is. Ek kan die toekoms sien
vir die wêreld. En daarom lewe ek nou anders, al is ek 'n vreemdeling. Al is ek 'n bywoner. Par epidemos. Epidemos klink ken ons van die woord epidemie af, né? Demos is volk, mense, dis wat demografie vandaan kom. Epi is tussen, para is naby. So par epidemos beteken naby tussen die mense. Naby die mense waarvan ek nie deel is nie. Ek bly tussen mense, maar dit is nie my mense nie. Want ek is 'n Godmens wat tussen hierdie mense lewe. So dit beteken om 'n gelowige te wees, is om te sê ek is in Suid-Afrika gebore, ek is in Pretoria gebore en ek bly nog steeds in Pretoria, maar dis nie my stad en my land nie. Ek is hier 'n vreemdeling, ek is hier 'n balling. Want ek kom van die stad van God af. En my taak terwyl ek hier is om te onthou waarheen ek op pad, om die toekoms te kan sien, om te kan sien hoe die wêreld eindig, en dan tussen die mense te lewe, dat hulle God kan leer ken, deur die belange van waar ek is te bevorder, deur hier te bou, en hier mooi te maak, en hier tuine aan te lê, en hier meer te word, sodat mense al hoe meer kan sien, maar hierdie mense wat hulle self Christene noem, is goed vir ons, is goed vir ons stad, hulle het 'n ander waardestelsel, hulle lewe uit 'n ander prentjie uit, want hulle lewe uit 'n toekoms uit wat hulle kan sien, 'n toekoms van voorspoed, 'n verwagting van hoe dinge gaan eindig, al gaan hulle self nooit daar wees nie. As ek en jy sulke mense. Winston Churchill het gesê, democracy is the worst form of government, except for all the others. Dit is aangrypend dat toe Jesus aarde toe gekom het, en die Romeine in bewind was, het hy nie 'n politieke party kon begin nie. Die volk in Babel het nie 'n politieke party kon begin nie. Ons moet nie dink dat daar 'n politieke party gaan wees, wat gaan 100% Christelik wees nie. Maar die kerk self moet politiek doen, want politiek kom van die Griekse woord polis af. Polis beteken stad. Ons moet 'n ander prentjie wys van hoe God se stad lyk. Ons moet uiters polities wees, want ons moet ons stad beter maak, en ons moet 'n prentjie wys van hoe die wêreld kan wees, hoe 'n stad kan wees, en die manier wat ons lewe. Ons lewe as 'n ander stad. Nie een kant nie, maar tussen die mense. Nie om die wêreld te verdoem nie, en te bid dat God van hulle ontslae moet raak nie, maar om die wêreld beter te maak. Om die belange van die wêreld te bevorder, dat mense sê, wauw, die Christene maak ons wêreld beter. Dit beteken om beeld van God te wees. Dis wat beteken om onsself te gee en op ander te fokus en gemeenskap te vorm. Dit wat beteken om te versorg en te versoen en te vernuwe. Dis wat dit beteken om beeld van God te wees. Genesis 1. Ek maak julle as my beeld, as my verteenwoordiger. Beeld beteken mense moet God sien as hulle na my kyk. Om oor die aarde te heers en dit te verbeter. Word baie. Pas my wêreld op. Maak my wêreld beter. So 'n manier dat mense kan sien wie ek is. So wat is ons verantwoordelikheid? Ons verantwoordelikheid is om 'n model te wees, dat die manier waarop ons met mekaar lewe vir die wêreld wys, hoe kan dit wees? Dis kom Jesus gesê het, mense sal weet julle is my disippels en hoe julle mekaar liefhet. Jesus se een gebod aan ons is, wees lief vir mekaar sodat ander kan sien hoe lief ek julle het. Sy een gebed in Johannes 17 is, ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Dat ons so saam met mekaar in 'n eenheid lewe, dat die wêreld kan sê, daar is iets anders in julle. Jesus het regtig gekom, want as ek kyk hoe julle met mekaar lewe. Ons is 'n model en ons is 'n spieël. Ons wys vir die wêreld hoe hulle lyk, en ons wys vir die wêreld hoe God lyk. 'n Spieël wat op 45 grade is. So ons reflekteer God na die mense toe, en die mense
na God toe. Bring hemel op aarde. Augustinus, wat hier in die 450s na Christus gelewe, die groot Afrika teoloog, het 'n boek geskryf met die naam City of God. In 454 het die Visigoths Rome oorgeneem. En die Romeinse bevolking het gesê, die rede hoekom ons stad geval het, is omdat ons die tradisionele Romeinse godsdienste verruil het vir Christendom. Is die Christendom se skuld dat ons stad verlore gegaan het. En dan skryf Augustinus hierdie boekie City of God, waar hy sê, daar's 2 stede in die wêreld. Daar's die stad van mense, wat gefokus is op wat is vir my belangrik, wat is vir my die beste, en daar's die stad van God, wat gefokus is op waardes en waarheid. Stad van God is nie gepla met aardse waardes nie. Dit is nie gepla met hoe sterk is ons stad en hoeveel geld het ons en hoe veilig is ons nie. Stad van God is besig met geestelike waarhede. Stad van mense is bekommerd oor hoe gaan dit met my? Hoe gaan dit oor ons? Geld, goed en gesondheid. En Augustinus skrywe dat Christene word geroep om die stad van God tussen die stad van mense te wees. Om mekaar te lewe, dat mense kan sien hoe lyk 'n ware stad, 'n ware gemeenskap. Augustinus gaan so ver om te sê, die rede hoekom dit met die Romeinse ryk goed gegaan het, was oor die invloed wat Christene gehad het. Vanuit die manier waarop hulle gelewe het, nie omdat hulle die regering was. Is dit ek en jy? Ek en jy om God se stad tussen die mense waar ek is. 'n Paar gedagtes. Geloof is altyd persoonlik, maar is nooit privaat nie. Dit is altyd uniek tot my, want God het 'n unieke verhouding met my, maar is nooit iets wat net 'n saak tussen my en God is nie. Dit is altyd iets wat ter wille van die wêreld is. Geloof is altyd polities. Dit gaan altyd oor die stad en oor die wêreld en oor die gemeenskap waar ek lewe. Geloof is nie 'n struktuur nie, dis nie 'n politieke party nie, dis nie 'n instituut nie, dis 'n lewenswyse van verhouding met God en verhouding met my wêreld. Want God se koninkryk is reeds hier, Jesus sê dit. God se koninkryk is reeds op aarde en ek leef binne in God se koninkryk en vir God se koninkryk. En ek lewe sodat ander God se koninkryk my kan raak sien as 'n getuie. Dis hoe dit lyk as God in beheer is. Dis hoe 'n huwelik lyk, dis hoe 'n maatskappy lyk. Dis hoe 'n gesin lyk, dis hoe 'n vriendekring lyk. Dis hoe 'n woonbuurt lyk, dis hoe 'n skool lyk as God in beheer is. Hier's 'n prentjie van hoe God se stad lyk. Hier's 'n prentjie van hoe dit eendag oral gaan wees. Dis die primêre funksie van kerk, om vir die wêreld te wys, dis hoe dit eendag gaan wees. Wees betrokke. Een teoloog skryf hierdie aangrypende woorde. God saves us to work through us. Hoekom red God jou? God red jou nie om hemel toe te gaan nie, want dan sal jy doodgaan die oomblik wat jy gered word. Hoekom sal God jou red en jou hier los, as die doel is om gered te word? Die doel is nie om gered te word nie. Die doel is om as iemand wat gered is, God verander te bring. God wants to put the world right, so he puts people right. Die manier hoe God die wêreld verander, is nie deur tanks en missiele nie, maar deur eenvoudige stikkende mense wat anders lewe. Die manier waarop God Babylon verander, is nie deur weerligstrale en engele uit die hemel uit nie, maar deur 'n volk wat tussen mense lewe op 'n ander manier. God wants creation to be renewed by people who have themselves been renewed. Dis dit ek en jy. Luister wat skryf Petrus. Hierdie brief kom van Petrus, apostel van Jesus Christus. Ek skryf aan God se uitverkore volk wat as uitlanders verstrooid lewe. Ons is almal uitlanders.
Ons is almal ballinge. Ons is almal vreemdelinge, want ons is God se volk. Ons is nie in die eerste plek Afrikaners, of Nederlanders, of Australiërs, of Suid-Afrikaners. Ons is in die eerste plek Christene, wat as vreemdelinge tussen ander mense lewe. Geliefdes, omdat julle uitlanders, Xenos en bywoners is, parapidemos. Waarsku ek julle om nie aan julle natuurlike neigings toe te gee. Moenie in die city of man lewe nie. Dit verwoes net 'n menselewe. Handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl. Bou huise, word baie, maak mooi. Bid vir my dat ek sal sorg vir die belange van jou stad waar jy as vreemdeling lewe. Handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Selfs al kla hulle julle aan van wangedrag. Selfs al sê hulle, julle Christene doen van die dinge. Wees 'n voorbeeld in hoe jy reageer en waarmee jy besig is en hoe jy lewe. Hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee. Wanneer hy kom rekenskap vir jy. Julle mede-uitverkorene in Babylon, Markus my seun groet julle. Ons lewe almal in Babylon. Ons lewe almal as vreemdelinge. In 'n vreemde stad in 'n vreemde land. Ons roeping is nie, hoe kan die Here die slegte kom wegvat nie. Ons roeping is, hoe kan ons 'n voorbeeld wees van hoe dit lyk in God se wêreld. Eerste kerk het die aangrypende gewoonte gehad om oos te kyk as hulle bymekaar kom. En te kyk na waar die son van opkom. Hulle het 'n siening gehad dat Jesus het gekom en hy kom om die lig te bring. En die lig word al hoe meer en die dag is op pad en ek kan dalk nog hierdie dag sien nie. En ek gaan dalk selfs doodgaan voordat die dag heeltemal hier is, maar ek kan al die dag sien kom. Ek weet wat op pad is. Openbaring 21, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see het nie meer bestaan nie. Dit is ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tydwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Nuwe Jerusalem. Voorspoed, nie teëspoed nie. Of jou toekoms gee verwagting. Onthou waar jy ding op pad. Onthou die son is op pad, die son kom op. Lewe nou daaruit. En jy word geroep om vanuit die sekerheid van die toekoms as vissermanne te lewe. Vissermanne wat kan sien die son is besig om op te kom. Dit is nog donker. En daar's baie plekke wat donkerder is as ander. Maar ek weet wat die toekoms inhou. Ek weet waar die ding op pad is. En selfs al gaan ek nie daai toekoms in my leeftyd beleef nie, kan ek seker wees daarvan. En kan ek as 'n vreemdeling en 'n bywoner tussen mense leef. En vir hulle lewe. Vir hulle wys hoe dit lyk as God in beheer is. God het ons gered omdat hy die wêreld liefhet. God maak ons nuut sodat ons die wêreld kan nuut maak. God herstel verhoudinge sodat ons verhouding kan, sodat ons as beeld van God kan lewe. As we met mekaar, wat tref jou?